wat julle weet is ons besig met ons reeks oor Maleagi. Ons tema vanoggend is dit die moeite werd om God te dien. Maleagi 3 vanaf vers 13 tot 18. So kom ons begin die diens in die naam van die Here. Here, ons het vanoggend ook gesing en gesê dat is dit waardig om al die lof en eer en dank te ontvang, want U is ons God. U is die Almagtige. U is die skepper van hemel en aarde. U is die God wat getrou bly tot in ewigheid en nooit die werk wat in ons lewens begin het, laat vaar nie. Amen. Broers en susters, julle almal wat aan die Here behoort, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dit word 'n werklikheid in ons lewens deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons tema vanoggend is dit die moeite werd om God te dien, Maleagi 3 vanaf vers 13 tot 18. Ek gaan vir julle die gedeelte voorlees uit die boodskapvertaling. Op die bord gaan daar nie al die verse flits nie, maar soos wat ons dit deurgaan sal julle die kernverse daarso sien. Maar ek wil hê julle moet regtig waar God se stem hoor vanoggend as hy praat uit Maleagi 3 vanaf vers 13. En ek wil regtig ook vir julle aanmoedig en vra dat julle asseblief julle Bybels moet saambring kerk toe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons U as ons God en Vader het. En Here, ons moet vanoggend ook bely dat daar baie kere en baie tye is wat ons sekerlik baie hartseer maak. Dat die verwagting wat U van ons het, dat ons nie altyd daaraan voldoen nie. Maar ons wil bid, Here, en vra dat U nie ons alleen sal vergewe nie, maar dat U ook in ons 'n nuwe hart sal skep. 'n Hart wat gerig is op U, 'n hart wat ontvanklik is vir U woord, 'n hart waarin die Heilige Gees woon. En ons bid, o Heilige Gees, dat U ons vanoggend ook sal help om nie net alleen die boodskap te verstaan nie, maar dat die woord ook in ons hart en ons lewens sal tuiskom. En daarom bid ons ook en vra, verlos ons asseblief van die bose, wat daarop uit is om ons lewens te vernietig. Help ons asseblief om op Jesus gefokus te bly. Want ons bid dit in naam van Jesus die Here, aan wie alle mag in hemel en aarde behoort. Amen. Nou, julle onthou dat Maleagi vir hulle baie reg het gesê, presies wat die Here van sy kinders, van sy gemeente verwag. En nou kom God en hy sê die volgende vers 13, hy sê, julle sê lelike goed oor my, wat my baie seer maak, sê die Here. En nou wil julle weet, wat het ons gesê wat so verkeerd is? Kom ek herhaal julle woorde vir julle. Dit hou nie vir ons enige voordeel in om die Here te dien nie. Wat help dit om te probeer doen wat hy sê en met lang gesigte te loop om te wys, ons is jammer oor wat ons verkeerd gedoen het? Wat ons betref, is die gelukkigste mense die wat selfsugtig is. Kyk hoe goed gaan dit met die slegte mense, en asof dit nie genoeg is nie, doen hulle net wat hulle wil, en God doen niks aan hulle nie. Maar vers 16, toe die mense wat die Here baie lief het, met mekaar oor die Here begin praat. Die Here het baie mooi na hulle geluister, dit het sy hart geraak. Hy het seker gemaak dat hulle name in sy persoonlike dagboek opgeteken word, sodat hy nooit van hulle vergeet nie. Daarom sê die Here die groot koning, hulle is my kinders vir wie ek omgee. Op die dag wanneer ek rekenskap kom vra, sal hulle vir my soos 'n baie kosbare besitting wees. Ek sal hulle teen my bors vasdruk soos 'n pa met 'n kind maak vir wie hy baie lief is. Dan sal julle die verskil kan sien tussen wat met onverskillige, slegte mense aan die een kant gebeur en hoe ek die mense wat my lief het aan die ander kant versorg. Die verskil tussen hulle wat vir my luister en die wat dink hulle weet alles. Julle sal daardie verskil kan sien.
Nou elke Sondag op pad kerk toe sien julle mos langs die pad. En dalk het jy vanoggend van hulle ook gesien, hulle wel so met hierdie reëne gebeur sien julle nou nie so gereeld nie. Dis die hardlopers wat elke oggend net die pad vat en hardloop om te probeer fiks bly. En dan is daar die mense wat op 'n Sondagoggend rustig met hulle honde vroegoggend al gaan stap. En natuurlik die fietsryers wat op hulle fietsse nêrens heen ry nie, en hulle ry net omdat hulle ry. En in die winkels, hier vroeg al staan die mense by die deure en wag dat die winkels moet oopgaan sodat hulle so gou as moontlik hulle inkopies op 'n Sondagoggend kan doen en die res van die dag by die huis kan gaan ontspan. En natuurlik is daar die mense wat lekker laat slaap op 'n Sondagoggend en dan wanneer hulle wakker word, dan gaan ons 'n bietjie lekker brunch gebruik. Maar dit is mense wat oor die algemeen geen saak het met God en sy kerk nie. En ons sien hulle elke Sondag langs die pad. En hier sit ons vanoggend in die kerk. Ons wat hierso is, het gekom omdat ons glo dit is wat die Here ons wil hê. Maar is ons enigstens beter daaraan toe as diegene wat geen saak met God het nie? Mense wat op oud geen belang by die kerk het nie. Mense wat dink dat godsdienst is vir 'n klomp ou mense, dit is irrelevant vir die moderne mens. Is hulle enigstens slegter daaraan toe as ons wat vanoggend hier sit? En wonder jy nie ook soms, wanneer jy dalk saam met familie of vriende rondom 'n braaivleisvuurtjie staan en gesels, en jy familie of vriende wat geen saak met God het nie, wonder jy nie soms of dit hulle nie pla, dat hulle geen saak met God en die kerk het nie. Eintlik lyk dit vir jou, as jy so gesels met hulle, dit pla hulle glad nie. Dit pla hulle glad nie dat hulle geen saak met die kerk het nie. Om die waarheid te sê, hulle gaan ewe sorgloos deur die wêreld en dit lyk of hulle baie keer veel minder probleme het as ek en jy. En dit lyk nie of hulle enigstens meer ongelukkig is of slegter daaraan toe is nie. Om die waarheid te sê, dit lyk of dit baie keer baie voorspoedig met hulle gaan. En dit bring mense dan by die vraag van vanoggend. Is dit nog die moeite werd om God te dien? Wat help dit om God getrou te dien as dit jou niks in die sak bring nie? En dis die vraag waarmee die gemeente van God hier in Maleagi 3 vers 13 tot 18 worstel. Wat help dit om God te dien as dit jou niks in die sak bring nie? Toe God die gemeente 'n kusse toegedien het oor hul 10de dankoffers, het dit 'n rimpel-effek in die gemeente gehad. Dit het tot gevolg gehad dat die gemeente eintlik soort van in 2 groepe verdeel het. Aan die een kant was daar die sodat groep, aan die ander kant was daar die omdat groep. So ons gaan vanoggend eerstens kyk na die sodat groep. Nou, die sodat groep is diegene wat op die ouende, wie se uitgangspunt is dat ons het alles gedoen wat God van ons vra. Ons het alles van ons kant af gedoen sodat die Here ons sal seën. Wanneer ons die Here se wil soek, wanneer ons dinge doen wat ons glo die Here verwag, dan was dit altyd met die motief sodat die Here ons sal seën. Maar nou op die ouder lyk dit vir ons asof dit nie meer die moeite werd was nie, of ons niks beter daaraan toe is nie. Ons het die Here aanbid sodat hy die beloftes van Abraham waar laat word en ons 'n groot en 'n geseënde volk maak. Maar wat het ons gekry? Ons is eers weggevoer in ballingskap, nou is ons teruggekeer na hierdie ellendige bestaan waar daar geen finansiële hulp vir ons is nie. So wat het dit ons gebaat?
Ons het die Here gedien sodat dit met ons goed kon gaan. En kyk hoe lyk ons woestyn nou, dit word deur die roes verniel en ons ly honger. Ons het offers gebring sodat ons kinders kon groei en uitbrei, maar die droogtes het ons kinders amper uitgewis. En nou sê hulle, Maleagi 3 vers 14, en God kom en hy sê, laat ek julle herhaal wat julle sê. Julle sê, dit hou nie vir ons enige voordeel in om die Here te dien nie. Wat help dit om te probeer doen wat hy sê en met lang gesigte rondloop om te wys dat ons jammer is oor wat ons verkeerd gedoen het? Wat ons betref, is die gelukkigste mense die wat selfsugtig is. Kyk hoe goed gaan dit met hulle, met die slegte mense. En asof dit nie genoeg is nie, doen hulle net wat hulle wil en God doen niks aan hulle nie. So hierdie sodat groep het op 'n ouen besluit. Dit help nie om God te dien nie. Dit help ons niks. Ons loop hier in sak en as en met lang gesigte en met rou klere aan, sodat God ons sal vergewe en sodat God ons weer goedgesind sal wees. Maar ons sien niks van God se goedheid en vergifnis en sy seën nie en van sy liefde waarvan hy gepraat het nie. God doen nie wat ons van hom verwag en van hom gevra het om te doen nie. En eintlik wat gebeur het, is dat hulle in die proses van God 'n afgod gemaak het. 'n Afgod wat in hulle diens is. 'n Afgod vir wie hulle kan voorskrywe oor wat hy moet doen en hoe hy dit vir hulle moet doen. Hoe hy op hulle versoeke en gebede moet antwoord. Op hulle godsdienstige optredes en offers moet reageer. En eintlik is hulle besig om God te manipuleer om hulle eie sin te kry. En dan wanneer God nie optree soos wat hulle versoek het nie, as God nie op hulle gebede beantwoord soos wat hulle gevra het nie, dan is hulle teleurgesteld omdat God nie gespring het toe hulle vingers geklap het nie. Teleurgesteld in God. En dan sê hulle vir mekaar, weet julle, ons is eintlik niks beter af as die goddelose mense wat God nie dien nie. Dis nie die moeite werd om God te dien soos wat hy gedien wil word nie. Dis baie hard, nie? Maar voordat mens nou hierdie groep mense vinnig en hard veroordeel, moet 'n mens dalk net 'n bietjie in die spieël gaan kyk en vra of ons nou nie ook maar baie keer soos hierdie sodat groep is nie. Sê ons nie baie keer eintlik maar dieselfde as hierdie groep nie. Ons sê dit net in ander woorde, met 'n meer godsdienstige sousie dalk oor. Maar ons sê eintlik dieselfde goeders. Ek het die Here my lewe lank gedien met die verwagting dat hy my sal help soos wat ek gehelp wil wees. Ek het vir hom getrou gebid en dinge gevra dat hy my gebed sal beantwoord soos wat ek dit beantwoord wil hê. Maar hy het nie. Waar was God toe ek hom die nodigste gehad het toe my kind siek was? Ek het hom gesmeek. Ek het ure lank op my knieë deurgebring sodat God my kind sal genees. En hy het nie. God het my nie steek gelaat. Hy was afwesig toe ek hom hulp gesmeek het toe ek in 'n finansiële verknorsing was. Ek gee my dankoffer sodat God my sal seën. So wat help het ek my dankoffer gegee want hy het my nie geseën en gehelp by die verknorsing nie. Wat help dit om te bid en dit voel vir my asof God net doodgewoon nie luister nie. Ek kom met my nood na hom toe. En ek vra vir hom om dit en dit en dit te doen. Wat help het ek bid? En hy doen dit nie. Waarom laat God slegte dinge met goeie mense gebeur? Ek was my hele lewe getrou aan God en kyk wat het hy nou met my laat gebeur. Ek is eensaam en alleen en niemand stel my belang of gee vir my om nie. Ons voel net soos hierdie soort groep. Ek het God gedien sodat hy vir my iets sal doen en beteken.
En nou lyk dit nie asof God sy kant bring nie. Nou is die vraag, is dit dan nog die moeite werd om God te dien? En hierdie gemeente is nie die enigste gemeente wat daarmee gesukkel het nie, met hierdie vraag gestoei het nie. As jy kyk na Psalm 73, was die skrywer van daai Psalm Asaf, ook in dieselfde bootjie gewees dat hy kyk na die wêreld rondom hom en hy begin dieselfde vraag vra. Hy sê Psalm 73 vanaf vers 1, hy sê: God is goed vir almal wat doen wat hy sê, verseker. Dis die boodskapvertaling. Maar op 'n dag het ek begin twyfel of dit regtig so is. Ek het amper ophou glo. Want toe ek rondom my kyk, het ek gesien hoe goed dit met slegte mense gaan. Hulle is so hoogmoedig. En hulle word by die dag al hoe ryker. En ek was jaloers op hulle. Niks bekommer hulle nie. Hulle is spekvet en gesond. Hulle is oor niks besorg nie. Hulle het geen moeilikheid nie. Hulle loop ewe trots rond. Want met hulle gewere en hulle vuiste los hulle al hulle probleme op. Hulle is vet en hulle doen net wat hulle wil. Hulle het geen respek vir iemand nie. Hulle spot met mense, dreig almal. Selfs God loop onder hulle tonge deur. En almal hang aan hulle lippe. Mense kan net nie genoeg van hulle kry nie. Hulle sê vir almal: God is vas aan die slaap. Wat weet die Allerhoogste van wat ons doen? Hulle kom weg met moord. Niemand keer hulle nie terwyl hulle al hoe meer geld maak. En ek het verniet gedoen wat God sê. Te vergeefs dat ek onskuldig is. My gebede het niks gehelp nie. Dit was 'n mors van tyd, want elke dag het daar 'n vraag vol nuwe probleme op my gewag. Daar was geen einde aan my swaar kry nie. Ek is elke dag soos 'n vloerlap behandel. Dis waarmee hierdie Asaf gestoei het. As ek kyk na die wêreld rondom my, lyk dit of met hulle goed gaan. En so wat help dit om God te doen asof dit lyk? Dit help nie dat ek alles doen wat God vra en hy bring nie sy kant nie. Hierdie sodat groep in die gemeente het God gedien sodat God verplig is om te doen wat hulle in gebed vra en versoek. En dan is hulle leergestel as God nie aan hulle versoeke voldoen nie, aan hulle voorskrifte nie. Maar gelukkig was daar ook 'n ander groep in die gemeente, die omdat groep. Dis 'n groep wat anders na God gekyk het. Hulle het nie God beskou as 'n afgod wat in hulle diens is nie. Hulle het eerbied vir God gehad oor wie en wat hy is. Hy is die Almagtige. Hy is nie 'n afgod wat jy hier in gebied nie. Hy is God. En daarom, omdat hy God is, kan hy doen wat hy wil. En Maleagi 3 vers 16 sê, die mense wat die Here dien, het toe met mekaar gepraat. Die Here het na hulle geluister en gehoor wat hulle sê. En hulle het 'n gedenkboek in sy teenwoordigheid geskryf. Dit het die name bevat van mense wat die Here met ontzag dien en graag aan hom dink. Hulle dien hom nie sodat hy vir hulle goed moet wees nie. Hulle dien hom omdat hy God is. Omdat hy goed is. Omdat hy soewerein is en omdat niemand vir hom kan voorskryf wat hy en hoe hy moet doen en moet optree nie, want hy is God die Almagtige. En al verstaan mense aldag hoe God op 'n bepaalde manier optree nie, aanvaar hulle God se gesag oor hulle lewens en kan hy optree soos wat hy wil, want God is die Almagtige. En daarom het hulle eerbied vir wie en wat God is. Paulus skryf iets daarvan in Romeine 11 van vers 34 as hy sê: wie van ons kan regtig verstaan hoe God dink? Of wie sou as hy raadgewer kon optree? Wie sou vir God kan raad gee en sê dit is hoe hy moet optree? Of wie sou ooit aan hom 'n guns bewys vir wie hy dit sou moes vergoed? Wie sou na God kon kom en sê ons het dit gedoen en daarom is hy verplig om dat te doen? Dan sê hy nee, God is die bron van alles. Alles bestaan deur sy krag en alles is op hom gerig. Aan hom behoort die heerlikheid vir altyd en altyd. Amen. Hierdie omdat groep kyk met ander oë na God. Hierdie groep het in dankbaarheid gereageer op wat God vir hulle gedoen het, nie wat hulle
vir God gedoen het nie. Omdat God hulle uitverkies het en sy volk gemaak het, daarom dien hulle hom. Omdat God hulle uit Egipte verlos het, daarom vertrou hulle hom met hulle toekoms. Omdat God vir hulle lief is, daarom is hulle seker dat hy hulle nie aan hulle eie lot sal oorlaat nie, maar dat hy vir hulle sal sorg. Dit was hulle geloofsreaksie op wat God gedoen het. En hulle bevestig dit deur hulle name in hierdie gedenkboek in God se teenwoordigheid te skryf en gesê, dis ons geloofsbelijdenis, dis wat ons van God glo wie en wat hy is. En dis wat ek en jy ook van God glo. Omdat God ons uitverkies het en sy volk gemaak het, daarom dien ons hom met dankbaarheid. Omdat God ons gered het uit die mag van die Satan en die sonde, daarom hou ons nie vol met die sonde nie, maar kom ons daagliks tot bekering deur die Heilige Gees wat in ons woon. Omdat God ons sy kinders gemaak het en erfgename van die hemel gemaak het, daarom vertrou ons God dat, maak nie saak wat met ons gebeur nie, dat God alles vir ons ten goeie sal laat meewerk, al lyk en voel dit nie op hierdie stadium so nie. Omdat God ons Vader is, eer ons hom deur ons optrede, deur ons woorde en gesindheid, sodat sy naam nie deur die modder gesleep sal word nie. Omdat God ons genadig was, kan ons ook nou genade aan mekaar betoon en kan ons met genadige oë na mekaar kyk. Omdat God ons eerste lief gehad het, daarom kan ons ook probeer om mekaar met dieselfde soort van liefde lief te hê. En omdat God ons vergewe het aan die kruis, omdat hy die grootste moontlike prys betaal het om ons te red, daarom kan ons ook mekaar vergewe. En omdat God sy Heilige Gees aan ons gegee het, daarom kan ons lewens verander om al hoe meer en meer soos Jesus te lyk. Reaksie op wat God gedoen het, nie voorskriftelik nie, reaksie op wat God gedoen het. En dit is die groep wat op die ouene sê, ons vertrou hom, al voel dit soms, asof God nie ons gebede hoor en beantwoord wat ons gevra het nie. En al voel dit soms so, en al lyk die omstandighede dalk so, asof God bietjie afwesig is, voel dit vir ons. En al voel en lyk dit vir ons soms, maar kyk hoe goed gaan dit met die goddelose. Dan bely ons saam met Habakuk 3 vanaf vers 17. Al sou die vrye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees nie, nogtans, ten spyte van, nogtans, sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Nogtans sal ek aan God vashou, omdat hy God is. Nie iets sodat hy iets vir my moet doen nie, maar omdat hy God is. Daarom hou ek aan hom vas. En dit bring ons by die derde punt. Is dit die moeite werd om God te dien? Ja, natuurlik. Dis eintlik 'n dom vraag. Natuurlik is dit die moeite werd om God te dien. Hoor wat sê God op die ouene vir die omdat groep in die gemeente. Hy sê Maleagi 3 vers 17 tot 18. Daarom sê die Here die groot koning, hulle is my kinders vir wie ek omgee. Hy sê, sien my Vader hart raak. Sien my liefde vir hierdie groep raak. Sien my omgee raak. Hy sê, en dan op die dag, wanneer ek rekenskap kom vra, sal hulle vir my soos 'n kosbare besitting wees. Ek sal hulle teen my bors vasdruk soos 'n pa met 'n kind maak vir wie hy baie lief is. En dan sal julle verskil sien tussen wat met onverskillige, slegte mense aan die een kant gebeur en hoe ek die mense wat my liefhet aan die ander kant versorg. Die verskil tussen hulle wat vir my luister en die wat dink hulle weet alles.
God sê, jy sal in hierdie lewe alreeds die verskil agterkom. Want hier is 'n God wat hierdie omnatgroep omhels en vasdruk soos 'n pa sy kind. Sê, julle is myne. Daarom sorg ek vir julle. Maar julle sal nog meer die verskil sien in die dag wanneer God kom om rekenskap te eis. En dit sê Jesus in Matteus 25 vanaf vers 31, hy sê, wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al sy engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die nasies sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal hulle van mekaar skei soos 'n skaapwagter die skape van die bokke skei. Hy sal die skape aan sy regterhand laat staan en die bokke aan sy linkerkant. En daarop sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle, want my Vader het julle geseën. Kom ontvang julle erfenis, die koninkryk wat my Vader reeds van die begin af, van die wêreld af, vir julle gereed gemaak het. Maar dan sal die koning ook aan sy linkerhand sê, gaan weg van my af, want God het julle vervloek. Gaan na die ewige vuur wat gereed gemaak is vir die duiwel en sy bose engele. Hy sê, as julle nou nie eers behoorlik die verskil kan sien nie, dag met rekenskap, sal julle baie duidelik die twee groepe geskei kan sien. En dan kom Openbaring 20 en hy verwys weer na die boek van die lewe. Ek dink die kerk van God, die Nuwe Testament, het iets verstaan van wat dit beteken dat jou boek in die naam van die lewe geskryf staan, juist na aanleiding van wat in Maleagi se gemeente gebeur het. Openbaring 20 vers 12 en vers 15. 'n boek is oopgemaak waarin almal se name opgeskryf is wat vir ewig sal lewe. En as dit gebleik het dat iemand se naam nie in die boekrol van die lewe opgeskryf staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Want God hou boek. God hou boek van my en jou name. Nie op grond van dit wat ons gedoen het en goed en oulik ons is. Nie op grond van hoe sondeloos ons dalk dink ons is nie. Maar doodgewoon op grond van God se genade dat hy ons gered het, ten spyte van wie en wat ons is. En dat God ons naam in die boek van die lewe geskryf het op grond van wat Jesus aan die kruis gedoen het, volledig vir al ons sondes betaal het. En laat ek dit by herhaling sê, die sondes waarmee ek en jy gebore is, die geneigtheid tot die kwaad, die erfsonde, het Jesus volledig voorbetaal aan die kruis. Die sonde wat ek en jy tot vandag gedoen het Jesus volledig voorbetaal aan die kruis. En selfs die sondes wat ek en jy nog tot die dag van ons dood gaan doen, het Jesus reeds volledig betaal aan die kruis. En op grond daarvan het God my en jou wat dit glo, sy naam in die boek van die lewe geskryf. Dis die moeite werd om God te dien, om die almagtige, die skepper van hemel en aarde, as ons God te mag hê. Want hy gee vir ons die nuwe lewe onder die heerskappy van sy seun, omdat hy ons verlos het van die mag van die sonde en die houvas in die wêreld op ons gehad het, loop ons in hierdie wêreld as mense wat bevry is van hierdie laste, bevry is van hierdie houvaste wat op ons lewens is. Dis die moeite werd om God te dien, want ons weet dat ons tot alles in staat is, deur Christus wat ons krag gee. Ja, die wêreld kan na ons kant toe gooi wat hy wil, hy kan al die klippe oor ons pad rol, maar ons weet, dat in die krag van God is ons meer as oorwinnaars. Ja, selfs wanneer ons swak is en voel dat ons nie meer verder kan nie, kom God en hy sê, my genade vir jou is genoeg. Dis juist wanneer jy swak is en nie meer verder weet nie, dat my krag te voorskyn kom. Jy iets kan ervaar van die aanmag en die krag van God. Ja, dis die moeite werd om vir God in hierdie lewe te dien, want nie net alleen is ons God in hierdie lewe nie, maar ook vir die lewe hierna, vir die ewige lewe, sal hy vir altyd ons God wees en bly, want hy dit met 'n belofte verseker. En daarom hou die dood vir ons geen vrees in nie. Daarom is ons gedenkdienshou, is dit totaal anders as goddelose mense wat om 'n graf staan, want ons weet,
ons verlosser leef. Ons weet dat Jesus die dood oorwin het. Ons weet die dood is die deurgang na die ewige lewe saam met God, waar ons vir altyd en vir altyd en vir altyd tot in ewigheid in die teenwoordigheid van God sal wees. En ons weet dat God wag vir ons as gelowiges. Hy staan met verwagting dat ons hemel toe sal kom. Dis die moeite werd. En Asaf het aan die einde van Psalm 73 tot dieselfde konklusie gekom. Hy sê, daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan en was dit vir my bitter moeilik totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. Hy sê, toe ek in die teenwoordigheid van God kom, kon ek begin bepaal wat die verskil is. Hy sê, God laat hulle op gladde plekke loop. U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. En dan sê hy vers 25, daar's niks in die hemel en op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons kan weet dat u die God en Vader is, u self vir ons ontferm. Here, baie dankie dat ons kan weet, al lyk en voel dit nie so of u daar is nie, dat u beloof dat hy ons nooit in die steek sal laat, nooit alleen sal laat nie. Ja, selfs wanneer dit vir ons voel of ons deur donker dieptes gaan. Selfs wanneer dit vir ons voel of ons deur die dal van doodskade weer gaan, dan sê hy oor en oor vir ons dat in u hande is ons veilig. Here, dankie dat ons vir u as die almagtige God as Vader het. En Here, ons wil vra dat u ons sal help, dat ons lewens van dankbaarheid sal oorloop oor wat u vir ons gedoen het. Heer, want ons weet nie altyd hoe nie, maar laat ons 'n lopende getuienis wees van u goedheid en guns, wat ons volg al die dae van ons lewe. Here, in hierdie land waar ons woon, waar mense al so moedeloos geword het, so hooploos oor die toekoms geword het, wil ons bid dat vanuit ons gemeente, vanuit ons lewe as gelowiges, so 'n getuienis sal uitgaan, dat mense u aangesig sal soek, dat mense tot bekering sal kom, en 'n ware ontmoeting met u sal hê as ook hulle God en Vader. Here, vergewe ons wanneer ons u naam deur die modder gesleep het. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan nou huis toe met die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.